Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel het en deel is van hierdie Sondag aand oordenking. Psalm 103 is vir my een van die mooi psalms in die Bybel. Die opskrif daar is: Loof die Here, die genadige en 'n barmhartige God. Luister net hoe begin Dawid hierdie psalm. Dis eintlik 'n profetiese psalm. Hy bevind homself in omstandighede, maar hy weet die Here en net die Here kan hom uitred. Afgesien van die duisternis om hom, afgesien van die probleme waarmee hy worstel, praat hy met die Here uit hierdie psalm 103 begin. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Is dit nie wonderlik nie? Dawid praat profeties met die Here, en hy versterk homself eintlik in die Here deur te sê: Ek loof die Here hardop, want ek weet, hy is die enigste een wat duisternis kan verander in lig. En dan, Psalm 103 vers 13, roep hy uit en hy sê: Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Nou hierdie is 'n kragtige uitspraak van Dawid. Hier kom hy na vore met een van die kragtige name van God, wat ons ook in ons omstandighede profeties kan aanwend. Die woord ontferm, wat hom ontferm soos 'n vader oor sy kinders, is die kragtige Hebreëse uitdrukking Javeh Ab Raham, wat in hierdie konteks dui op die Here, jou Vader, wat jou, sy kind, passievol liefhet, en hy, Javeh Abraham, wil jou liefdevol vasdruk teen sy bors, en hy wil jou help. Die Griekse woord vir ontferm is die woord splagnos, wat dui op die ingewande van die mens. Nou hierdie woord splagnos word gebruik om teer emosies of diep gevoelens vir iemand uit te druk. Die woord splagnos word gebruik om die ervaring of die gevoel van Jesus uit te druk in die volgende gedeeltes. Matteus 14 vers 14. En toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gesond gemaak. Daardie innig jammer vir hulle gevoel is my ingewande het in beweging gekom, so jammer het ek hulle gekry. En dieselfde uitdrukking in Matteus 15 vers 32, toe het Jesus sy disippels na hom geroep en gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, splagnos. As ek na hulle kyk en ek weet wat hulle deurgaan, dan bewe my ingewande, omdat ek hulle jammer is vir hulle, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sê Jesus, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. En dan Markus 1 vers 41, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel, en die hand uitgesteek en hom aangeraak, en vir hom gesê: Ek wil word gereinig. En dan Lukas 7 vers 13 tot 15, en toe die Here haar sien, dis die vrou wat haar seun gaan begrawe het hy innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê: Moenie ween nie. En Jesus het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draers stil, en hy sê: Jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat, en hy het hom aan sy moeder teruggegee. Alles begin met Jesus se teenwoordigheid en daardie gevoel van jammerte as hy na die mense kyk. So kyk hy vandag ook na jou as 'n vader met splagnos in sy binneste, sy ingewande wat bewe omdat hy jammer is vir jou. En elke keer waar Jesus hierdie tipe medelee met iemand of vir 'n massa mense gehad het, het daar 'n roering binne aan hom plaasgevind wat hom gedryf het om in die behoeftes van die mense te voorsien. In sommige gevalle het daardie woord splagnos beweging van medelee meegebring, dat Jesus voedsel voorsien het, dooies opgewek het, duiwelbesetenis verlos het, siekes gesond gemaak het,
En dan ook lering gegee aan mense wat so skape sonder 'n herder was. En die Here gebruik hierdie metafoor om sy liefde en sy ontferming vir ons uit te druk. Jeremia 31 vers 20, is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dan dink ek nog altyd aan hom. My ingewande is oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. En dan Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. As die Here na jou kyk, hy weet wat jy deurmaak, hy weet van al die dinge waardeur jy moet gaan, die riviere waardeur jy moet swem, die vure waardeur jy moet loop, hy ken al die aanslae van Satan teen jou, hy weet hierdie dinge, en as hy nou na jou kyk, dan is hy vir jou Jahwe Raham, die Here wat hom oor jou wil ontferm, omdat hy jammer is vir jou. Gryp dit vas, maak dit jou eie, praat met die Here oor jou verleenthede, praat met die Here oor al jou verliese, praat met die Here oor jou hartseer, jou vrees, jou bekommernisse, want hy is vir jou Jahwe Raham, die Here wat homself oor jou ontferm, omdat hy jammer is vir jou en hy wil jou help. Dankie Here, dankie daarvoor, in die naam van Jahwe Raham. Amen.